te blaai na Genesis. Vir 'n tyd lank is dit vir my nie nodig om 'n boekmerkie in my Bybel te sit waar ons lees nie, want ek maak net by die eerste boek oop, by die eerste bladsy is ons nou, so dit is redelik maklik. Genesis, hoofstuk 1, en ons gaan vanoggend klaarmaak met die hoofstuk, want ons sal vorder tot en met vers 31. Ons maak klaar eintlik met die skepingswerk. Die Paasnaweek gaan ons 'n bietjie Genesis uitlos, en na die Paasnaweek, as die Here wil in ons leef, dan gaan ons met u praat oor die 7de dag. Ons gaan aan oor ek dink die eerste paar versies van hoofstuk 2 hoort eintlik by hoofstuk 1, maar dis die eerste paar verse van hoofstuk 2 wat vir ons gaan praat oor die 7de dag, die rusdag, interessante een, en daarna nog so 'n bietjie verder gaan die woord van God ons lei. Genesis hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 28 tot 31, 'n relatiewe kort voorlesing, maar terwyl jy so sit met die woord van God voor u, kom ons buig net die hoofde. Ons bid saam, ons vra dat die Here met ons sal praat. U naam moet geloof word, Here. U is waarlik God. Buiten u is daar niemand anders nie. Aan u, Here, kom toe die grootheid en die mag, die heerlikheid en die roem en die majesteit. U het ons gemaak, sê die Bybel, en deur u mag bestaan ons. Dis nie net by die skepping wat ons u hand, u kragtige hand sien nie, maar die feit dat ons elke dag gedra word, onderhou word, is 'n bewys van u trou, u ewige krag, u goddelike krag. Ons eer u vir u hand wat in ons lewe werk. Ons is bymekaar vanoggend hier op die opstandingsdag, en kort voor Paasnaweek dink ons aan die groot geskenk wat u vir ons geword het, toe u mens geword het, en wanneer ons dink aan die skepping selfs, wil ons u evangelie daarin sien, wil ons die kruis daarin sien, want dit is die boodskap van die hele Bybel, dis die goue draad, van begin tot einde. Dankie, dat ons kan luister na 'n verklaring van hierdie heilige woorde. Ons besef ook, dit is nie alles wat daaroor gesê kan word nie, maar dit is 'n spesifieke perspektief wat u in my hart lewend maak, en ek glo waardeur u met ons wil praat. Daarom buig ons voor u, in aanbidding, maar in opregte smeekgebed, sal u ons lewens kom verander, deur middel van u woord. U naam sy groot gemaak. Amen. Genesis 1 vers 28 sê, en God het hulle geseën, dis nou die man en die vrou, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante, wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit was baie goed, let op die woorde. En dit was aand, en dit was môre, die 6de dag. Tot daar, ons skriflesing dan van môre, in die onfeilbare woord van die Here. Vir baie lank het die mensdom gedink, dat die Genesis skepingsverhaal is al wat ons het. Is al wat die mensdom het. En toe, in 1849, met opgrawings wat gedoen is in die antieke stad Ninive, dit is die hedendaagse Kabul, Mosul in Irak, het hulle in die koninklike paleis, wat hulle reken die biblioteek moes wees, want daar was baie kleitablette, het hulle afgekom op kleitablette waarop 'n Babyloniese skepingsmiete neergeskryf is. So, as jy nou gaan lees, jy kan dit gaan Google, ek gaan nie ons tyd mors, want ons het net soveel tyd. Die verhaal is regtig 'n miete, dis 'n Babyloniese skepingsmiete. Dit gaan oor
gode wat moes veg en daar's sekere ooreenkomste met Genesis, maar baie groot verskille. Die beskrywing van hierdie Babyloniese skepingsmiete word genoem, en dit staan bekend as die Enuma Elish. As jy hom gaan Google, sal jy dit kry, as baie dinge wat daaroor geskryf is, baie bekende verhaal, die Enuma Elish. Nou die ontdekking van die Enuma Elish in 1849 het ten minste twee kwessies teen die Bybelse skepingsverhaal, dit wat ons bestudeer, na vore gebring. In die eerste plek, omdat daar baie ooreenkomste is tussen die twee, en omdat geskiedkundiges toe nou reken, die Enuma Elish is ouer as die geskrifte van Moses wat hulle het, was daar gedink dat Moses het die Enuma Elish gebruik as bron, en so het hy sy verhaal neergepen. Die tweede kwessie, omdat die Enuma Elish as 'n oosterse skepingsmiete bestaan, word dan aangeneem dat Genesis ook, en baie mense, die liberale ouens wil dit so hê, dat Genesis is mos dan eintlik maar ook net 'n miete. Dis eintlik ook maar net 'n volksverhaal wat geskryf is. Sover gaan die liberale ouens, ek het 'n hele klompie jare terug 'n artikel in die destyds nog die Burger gelees, toe ons nog koerante gekry het, wat een van die sogenaamde teoloë het gesê, Moses was eintlik deur die rook van die bos so hoog, dat hy dinge gesien het wat 'n normale mens nie sal sien nie, en dis waar die geskrifte vandaan kom. Belaglikhede wat mense kwytraak, net om hulle liberale standpunte te huldig, en om die Bybel as onwaar te bewys. Nou ons weet, daar's baie dinge te sê van die skepingsverhaal. As jy die Bybel glo, as jy die skepingsverhaal vat as die goddelike waarheid, dan beteken dit, ons as mens het 'n verantwoordelikheid voor God. Ons is sondaars, ons het God nodig, en dis wat die mens nie wil hê nie. So hulle sal enige iets glo buiten die Bybel. Dis eintlik maar waar ons is. Nou beide hierdie besware wat ek vir u gegee het, word eintlik maar baie duidelik as word beantwoord, die besware, as jy Genesis bestudeer, en jy doen moeite om die Enuma Elish te gaan lees, en dit te bestudeer, en jy sien maar, dis werklik waar 'n miete. Maar hierdie verhaal waarmee u en ek besig is, u het al agtergekom. Dit is sinvol, dis logies. Die enigste onlogiese ding is eintlik die bonatuurlike dinge, wat jy moet besef, hier is 'n goddelike hand by betrokke. God het geskape, en soos God gemaak het, is die patrone, die siklusse, al die dinge wat in die skepping is, dit maak sin, wetenskaplik akkuraat, al hierdie dinge kan beantwoord word. Nou een groot verskil, daar's baie, maar een groot verskil tussen die heidense mites, al die verskillende mites wat daar is oor hoe die wêreld en die heelal tot stand gekom het, en die skepingsverhaal van Genesis 1, is die verhouding tussen die mens en God. Met ander woorde, die beskrywing van die band wat daar bestaan tussen die maker en die skepsele, ons. In die Enuma Elish byvoorbeeld is die gode, Marduk en daar's verskillende name, hulle maak vir hulle self 'n slaweras. Dis die mensdom wat vir hulle kan voorsien, want jy sien, die gode het goed nodig. En nou maak hulle 'n slaweras wat vir hulle kan werk, wat vir hulle kan voorsien. Nou ons weet, en volgens die Bybel, die skepingsverhaal, God het niks nodig nie. Hy is die een wat vir die mens voorsien. Daarom sê Genesis 1 vers 29, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Jy sien deur die skepingsverhaal hoe God genadiglik dit so gemaak het om vir mens en dier te voorsien. Hy is die een wat voorsien. En natuurlik verder, ons gaan daarmee afsluit, die besondere verhouding wat daar kan wees tussen die mens en God. Die besondere verhouding in die opsig dat God wil hê ons moet met hom in 'n verhouding staan. Ons het reeds ook gesien, die mens is die toppunt, die klimaks, die hoogtepunt van die skepingsverhaal. Genesis 1 vers 28. God, is waar ons begin het vanoggend, God het hulle geseën.
Weet jy, die grootste seën van God is om met ons te praat, sy woord vir ons te gee, sodat ons nie hoef te wonder, wie is hierdie God, hoe kan ons hom nader, hoe kan ons hom ken nie, maar dat hy homself aan ons openbaar, hy praat met ons, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. As jy in 'n verhouding met iemand wil staan, begin jy met hom praat. Jy deel jouself, jy deel jou hart, jy deel jou gedagtes, so groei 'n verhouding. Dis wat God met die mens doen. Om God te kan ken, en met hom 'n pad te kan loop, om hom te ontmoet, om 'n verhouding met hom te hê. Wat 'n seën. God het hulle geseën. Hierdie seën, wil ek vir u sê, is nie 'n hoop van God se kant af. As ons in vers 28 lees, en God het hulle geseën, is dit nie asof God die mens gemaak het, en nou staan hy een kant en hy hoop, o wêreld, ek hoop nie, hier's nou, jy weet, drama op pad nie. Soos wat ons baie keer doen, wanneer ons kinders die eerste keer moet skool toe stuur, of wanneer jy jou kind die eerste keer met iets moet vertrou, dan hoop ons as ouers, alles loop reg. God werk nie so nie. Van God se kant af is daar niks oorgelaat aan noodlot of toeval nie. Dit was 'n bepaalde plan. Daar is 'n bepaalde struktuur. Hy het dit vir ons laat opskrywe, sodat ons kan weet, niks is toeval nie, daar's 'n orde, daar's 'n doelgerigtheid, dis 'n plan om God se wil tot uitvoer te bring. Om God se saak tot stand te laat kom, ook op aarde. En om dit te laat gebeur soos hy dit bepaal het. Genesis 1 vers 28 gaan verder. God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En dan kom ons tema van môre, wanneer ons praat oor die heerskappy van die mens, uit die volgende paar woorde. Hy sê vir die mens, onderwerp dit, is nou die aarde. Onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die mens het 'n mandaat om te heers, om te regeer. En ons gaan vanoggend daarby stil staan. Vir die mens sê die Here die volgende, vers 29. Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Weereens, God voorsien. Hy maak voorsiening, nie net vir Adam en Eva nie, maar vir hulle geslagte na hulle, sodat die mens kan lewe. En God sal so op hierdie manier vir ons sorg. Vir die diere, vers 30, maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Nou ek wil net vinnig hier sê, vir die ouens wat vegetariërs is, en miskien nou lag in die hart, of dink, ja nee, dit was voor die sondeval hierdie, hoor. So die dinge het verander na die sondeval. Diere moes toe groen goed eet, en die mensdom moes vrugte eet, en saad eet. Is nog steeds gesond, is nog steeds goed, maar ou vleisie is daarom reg op sy tyd, né? Maar hier, die belangrike deel wat ons moet raak sien, onder God as skepper se mag, onder sy autoriteit, stel hy die mens aan as heerser, as verteenwoordiger, as jy wil, van God op aarde, wat die diere en die plante en alles onder hom sal hê. Hy moet daaroor regeer, hy moet daaroor heers. Dis die orde, daar's 'n bepaalde orde. Vir die res van ons boodskap gaan ons met u 3 gedagtes deel. Dis eintlik baie duidelik wanneer jy kyk na en jy dink oor dit wat vir ons vertel word in hierdie paar verse. Daar's 'n beginsel wat vasgestel word en daar's 2 take wat vir die mens gegee word. En dis ons 3 hoofpunte. Dan vers 31 wat sê net die samevatting basies, en dis eenvoudig om te verstaan, hè. Toe sien God alles wat hy gemaak het. Dis nou die kroon van sy skepping, man en vrou, en ons gaan later 'n bietjie meer uitbrei daaroor, want daar word meer gesê daarvan, in meer detail, maar hier is dit, hy sien dit wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Daar's niks fout nie. Dit was baie goed. En dan die woorde waaraan ons al gewoond geraak het, en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Dis die 6de dag se skepping. Baie interessant dat dit die 7de keer is in Genesis 1 wat God kyk en sê, dis goed. Hier sê hy net, dis baie goed. Dis hoe dit hoort. Dis hoe God werk. Hy mis nooit sy doel nie, Hy het nie 'n plan B nodig nie, want sy plan A is altyd reg, en hy werk altyd uit. Dit was
baie goed. Nou kom ons kom by die eerste gedagte, wanneer ons dink aan die beginsel. Die beginsel wat vir ons gegee word is die volgende. Die mens is aanspreeklik. Daar's 'n ander woord, ek dink dit is 'n bietjie meer omslagtig, verantwoordbaar. Ek dink aanspreeklik is dalk 'n beter woord. Hy is aanspreeklik vir sy heerskappy. Hy is aanspreeklik teenoor God vir die posisie waarin God hom geplaas het. God plaas die mens as heerser op aarde en hy is aanspreeklik teenoor God. Kyk na vers 28. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." Ons word herinner, wie se wêreld is hierdie? As jy die mensdom moet vra vandag, wie se wêreld is hierdie? Dan sal die mensdom sê, dis ons wêreld. Jy weet, ons moet hierdie wêreld oppas en ons moet dit versorg, want dis ons wêreld. Nee, dis God se wêreld. Ons is aangestel as heersers namens God. Ons is as rentmeesters aangestel oor sy wêreld. Psalm 24 vers 1 herinner ons daaraan, Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Alles behoort aan die Here. Dit maak dit net soveel makliker wanneer jy met iemand praat en dinge is in 'n lewe nie reg nie, om hierdie beginsel vas te stel en te sê, luister ou vriend, jou huis en jou kar en alles wat jy is en alles wat jy het, behoort eintlik maar aan die Here. As jy dit besef, dan bring dit 'n ander perspektief in jou lewe na vore. Dit maak jou totaal en al anders denkend oor besluite, oor hoe jy dit oppas en versorg en wat jy koop en hoe jy dit koop. Al hierdie dinge verander baie vinnig wanneer jy besef, ek is 'n rentmeester van God. Tydelik aangestel, weliswaar om te heers, weliswaar om te regeer. Die mens is nie die eienaar van die wêreld nie. Ons is rentmeesters. Ons is, as jy wil, bestuurders onder die CEO, né? Hy is die eienaar. Ons is die bestuurders hier op aarde. Ons is nie die hoogste gesag nie. Dit is nie, vriende, asof ons ons eie lot bepaal nie. Hier is 'n belangrike saak. Ek wens ek het tyd gehad om hier uit te brei. Volke en nasies, ja, selfs die groot wêreldmoondhede van ons dag, dis nie hulle wat hulle lot bepaal nie. Daar is een bo hulle, bo die mens, wat regeer. Daar is iemand wat bo alle gesag op aarde regeer. Ek het vanoggend in ons Bybelleesprogram met ons Psalm 2, was dit vanoggend wat ons gelees, Psalm 2, God lag, en hy spot met die wêreldheersers wat dink, hulle kan touwtjies trek en dinge gedoen kry soos wat hulle wil. Nee, hy is die een wat altyd die hoogste gesag is. Ons bepaal nie ons lot nie, hy bepaal dit. Nou, ons lewe natuurlik in 'n kultuur waar mense nie verantwoordelikheid wil aanvaar vir hulle dade nie. Is vreemd dat die mensdom wil graag sê, ons is baas op aarde, maar hulle wil nie verantwoordelikheid aanvaar vir hulle dade nie. En daar's hoofsaaklik twee dinge waaraan mense hulle sondige leefstyle en allerhande verskillende perversies toeskryf. Hulle sal sê in die eerste plek, dit was God wat my so gemaak het. Dis 'n baie bekende en 'n baie gewilde siening in die wêreld. Daar word liedjies geskryf daaroor. Jy weet, ek is so gebore. Dis mos nou die ding van vandag. Ek het nie gekies nie, ek is so gebore. Nee. Die ander baie interessante en gewilde verskoning wat mense aanbied vir hulle optrede en vir hulle sonde, is die invloed. Met ander woorde, my omgewing. Ek het so groot geword, of ek het baie arm groot geword, of ek het, jy weet, dis hoe my ouers my geleer het, of dis hoe dit by die werk gaan en ek moes leer om te oorleef. My opvoeding het dit van my vereis, en nou plaas om verantwoordelikheid te neem van jou dade, blameer jy jou omstandighede, jou omgewing. Nou vriende, ons moet begrip hê hiervoor, alhoewel hierdie dinge definitief 'n invloed het op ons lewe. Hoe ek groot gemaak is, het 'n invloed op my. Die omgewing waarin ek groot geword het 'n invloed op my. Maar uiteindelik is ek die een wat moet verantwoordelikheid aanvaar vir my dade. Dit vrywaar my nooit van die morele verantwoordelikheid voor God om reg te doen en altyd voor hom reg te lewe nie. Die tendens om onsself te vrywaar van ons verantwoordelikhede is juis 'n gevolg van sonde. Onthou jy wat het gebeur met Adam en Eva? Jy het seker al die grappie gehoor, nou hulle sê,
Adam, toe God vir hom sê, wat het jy nou gedoen? Toe sê hy, dis die vrou wat jy my gegee het. En toe God vir Eva sê, wat het jy gedoen? Toe sê sy, die slang het my bedrieg, en dis hoekom ek het gedoen het. En toe sê hulle, die slang het geen voet gehad om op te staan nie. Want ons is heeltyd besig om iemand anders te blameer. Ons is die hele tyd besig om vingers te wys na ander. Moet nooit dink, dat u en ek, God se opgelegde verantwoordelikheid, kan ontduik nie. Ons kan nie. U en ek het 'n bepaalde, en ons praat daaroor vanoggend, ek gaan die beginsel nou verduidelik, ons het 'n mandaat om te regeer, om te heers, namens God. Ons kan hierdie dinge nie ontduik nie. Inteendeel, as jy na die einde, ons is by die begin van Genesis, ons begin van die Bybel, as jy na die einde toe blaai, en ons, die apostel Johannes trek so 'n bietjie die gordyn weg, en hy wys vir ons wat gebeur aan die einde. In Openbaring 20 vers 12 sien hy, ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, luister mooi, volgens hulle werke. Wat beteken? Jy gaan verantwoordelikheid moet neem van jou optrede. Jy kan dalk nou sê, wel, dis maar hoe ek gebore is, of dis hoe ek groot gemaak, blameer net wie jy wil, daar gaan 'n dag kom wanneer jy voor God moet gaan staan, jou uiteindelike oppergesag, en jy sal vir hom moet verduidelik, hoekom jy gedoen het, wat jy gedoen het, waarom jy geleef het, soos jy geleef het. En dit, vriende, is 'n skrikwekkende saak. Dis hierdie rede wat maak dat mense sê, ek glo dan eerder die evolusie-teorie, want dan beteken dit, as ek dood is, ek dood. Of, as jy wil, 'n tree verder gaan, ek kom terug as 'n kolgans of 'n padda of 'n ding, hoe ek geleef het. Ek sal dit eerder glo, as om te dink ek moet voor God staan. Kan jy sien waarom dit skrikwekkend is? Vir u en my, moet dit 'n skrikwekkende gedagte wees. Ons gaan verantwoording doen van elkeen van ons dade. Ons word aangestel om te heers, om te regeer, maar daarmee saam kom aanspreeklikheid. Daarmee saam kom verantwoordelikheid. Nou, een manier waarop ons moet dink aan ons heerskappy, is om te dink aan ons roeping, 'n woord wat baie min gebruik word. As jy praat van 'n roeping, dan dink die meeste mense aan 'n dominee, of 'n sendeling, of party ons dink aan onderwyseresse, of jy weet, dokters ook selfs, die ouens in die mediese. Dis mos nou roepings. Nee, die Bybel sê elke mens het 'n roeping en 'n plig, waar volgens ons moet lewe. Elkeen in jou arena, elkeen in die omgewing waar die Here jou geplaas het. Jy het 'n roeping, jy het 'n God opgelegde roeping. Dit is jou heerskappy, as jy daarin wil dink, of as jy dit so wil noem. Dit begin so vroeg as kinders. En ek het in die week met ou Chris gepraat. Hulle is nou nie vanoggend hier nie. Chris is nou betrokke by groot dinge met die cricket, so sy ma moes hom nou vanoggend, ongelukkig kan hulle nou nie hier wees nie, maar praat ek met hom, toe sê ek vir hom, luister, wat verwag die Here van jou? Al wat die Here van jou verwag op hierdie stadium, is om te luister na jou pa en jou ma. Dit is nou jou plig. Jy moet nou geleer word om te aanvaar, ons weet beter as jy. Jy dink jy weet goed. Jy dink jy ken die lewe. Hy's mos nou amper, hy's so tiener, hy's nou daai stadium. Ons is 'n gesag wat God daar gestel het, waarna jy moet luister. Efesiërs 6 vers 1 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Dis 'n kind se roeping. Dis sy heerskappy om te sê, ek luister na my ouers en ek moet speel. Ek moet die lewe geniet. Hou hulle weg van die tablets af, hou hulle weg van die TV af, laat hulle speel. Dis wat 'n kind moet doen. Hy moet leer om te luister, ja moet ja wees, nee moet nee wees, en hulle moet speel. Jy doen jouself en jou kind 'n guns, as jy hierdie beginsel verstaan. Maar dan word 'n kind groter en hy gaan skool toe. En hy word 'n student. Eers klein en dan bietjie groter. En dis die stadium van jou lewe waar jy kennis moet opdoen. Dis die stadium van jou lewe waar jy die verantwoordelikheid het om jouself toe te rus met kennis wat jou vorentoe moet help. Kennis wat jou in die lewe moet instuur. En dan word jy 'n jong man en 'n jong dame, en as dinge regloop, dan kry jy die jong man, kry 'n jong dame wat aan hom belangstel en wat bereid sal wees om sy ring te dra. En die jong dame kry 'n jong man wat die knie sal buig en sê, sal jy met my trou en vir die res van my lewe vir my die pad saam met my loop en die Here dien. Dan word jy totaal en al met 'n ander roeping gekonfronteer. 'n Roeping om 'n man te wees vir jou vrou, en as jy 'n vrou is, 'n vrou te wees vir jou man. Wat 'n heerlike
God opgelegde roeping. Grootste taak van jou lewe. Hoor wat ek vir julle sê? Daar's geen groter taak as dit nie. Jy kry pligte, jy kry verantwoordelikhede, maar jy's aanspreeklik. Bo alles, aanspreeklik teenoor God. Dan, as dit normaal is en die lewe loop sy gang, word julle ouers. Die Here vertrou julle met 'n bonneltjie vreugde. 'n Sondaartjie, wat gebore word en skree as hy nie kry wat hy wil hê nie, en tantrums gooi as hy klein is, en hy moet baie vinnig geleer word. Nee, hier werk dit nie so nie. Wat 'n hoë roeping, wat 'n geweldige heilige roeping, waarmee God hierdie ouerpaar dan mee roep, en aanstel, om sy verteenwoordiger op aarde te wees. En die regte manier om na kinders te kyk is, dis 'n lewe wat die Here aan jou toevertrou en hom of haar vir jou leen vir so 18, miskien 20 jaar, totdat hulle eendag groot is. Want dis nie joune nie, dis God se. Elke beroep, nou ja, om te lewe moet ons werk, en elke beroep is eintlik 'n roeping, om daarin te doen wat reg is, en wat God verwag. Van straatveer tot die president, het elkeen 'n bepaalde roeping, om te doen dit wat God wil hê, hy of sy daarin moet doen. Maar wie is die punt? Elkeen aanspreeklik voor God. Nou ja, as die lewe sy gang gaan, dan tree ons mos af op 65, of party ouens op 70, party ons al op 55, maak nou nie saak wanneer jy aftree nie. Dan sit 'n nuwe stadium van jou lewe. Dan is daar 'n nuwe fase wat aanbreek. En glo vir my vriende, jy hou nie op werk nie. Jy gaan aanhou werk, want die lewe bestaan uit werk. Jy het nog steeds 'n roeping om te doen dit wat God wil hê, jy moet doen. Daar is altyd 'n morele aspek betrokke in my alledaagse lewe. Hoekom sê ek is 'n morele aspek? Want daar is 'n verkeerd en daar is 'n regte manier. Daar is 'n verkeerde manier om te lewe, daar is 'n regte manier om te lewe. En elke dag moet ek sê, ek wy my lewe aan God. Dinge verander, omstandighede verander. Omdat ons ouer word, verander ons kragte, en ons het dalk nie meer 'n 9 tot 5 werk nie, ons is nou net by die huis, maar die geete moet gever word, of die tuin moet omgespit word, of wat ook al. Daar is 'n stukkie werk wat vir my wag. As jy nie daarvoor kan opstaan nie, wil ek vir u sê, dan is die lewe nie meer die lewe nie, dan is dit 'n marteling. Want ons is gemaak om God te verheerlik in die taak, in die roeping waarin hy my geplaas het. Ons teksgedeelte verwys na die mense heerskappy oor die aarde, en die diere, en die visse, ons het dit mos gelees. So met ander woorde, vir die mens word gegee die bronne van hierdie aarde. Dis wat die diere en die visse en die plante is. Dis bronne wat God vir ons gegee het, en ons word daaroor aangestel om dit so te bestuur, dat ons nie vir my eie gewin nie, maar vir die beswil van ook my nageslag. Langtermynbeplanning is 'n goeie ding. Dink aan jou ou dag, dink aan aftrede, maak beleggings, doen hierdie goed tot eer van die Here. Nie net vir jouself nie, maar die Bybel sê, dien die Here daarmee. Dis sy bronne, dit is sy geld, dis sy belegging, dis sy saak. Jy moet dit bestuur tot eer van God. Die Jode is ons eintlik ver voor wat hierdie saak betref. Want die Israeliete het van die Ou Testament af, het hulle hierdie idee van, my plaas is nie myne nie, dit behoort aan my nageslag. Dis hoekom hulle nie sommer 'n plaas verkoop het nie, of daarvan afstand gedoen het nie. Dit was wette wat ingeskryf is, om dit in 'n sekere geslag te hou, want dit was die eiendom van die nageslagte. En uiteindelik het die Here hulle gedurig deur herinner daaraan, dis God se land. Ja, dit behoort dalk aan die Smit familie of wat, maar is God se land. En dit het gemaak dat hulle dit anders bestuur, anders daaroor heers. Hulle wil wins maak, hulle wil reg lewe, hulle wil hard werk, want dit gaan oor God hoofsaaklik en dan oor die nageslag. Nou ons weet vandag, ek dink nie eers onbekend met die ekologiese kwessies van ons dag, wat eintlik maar in baie opsigte net 'n politieke speelbal word nie. Daar is kwessies, ek gaan hulle nou nie eers noem nie, maar daar's kwessies in ons dag. En hoorie, as hulle wil geld losmaak, dan praat hulle van die en dan praat hulle van daai, want hulle sê hulle moet die aarde bewaar. Hulle is nie gepla oor die aarde nie.
Glo wat ek vir julle sê. Die meeste van die ouens vandag, wat die Here nie ken nie, is net gepla oor sy eie sak. Hy wil vir homself nou, soveel as moontlik bymekaar maak. En ek weet ek veralgemeen. Maar met 'n kind van God, wat die Bybel verstaan en glo, se perspektief, sal daar 'n totaal ander werksplan wees, vir die toekoms. Nou, ek is nie 'n ou wat sameswerings uitdink en glo, almal glo nie, nee. Die Engels sê ons van die conspiracy theorists, ouens wat dink, ja, hier's nou weer 'n sameswering. Daar is sameswerings, of ons dit wil weet of nie. Jy gaan jou mal maak as jy almal van hulle gaan naspeur en probeer ondersoek. Maar die feit van die saak is, die sleutel om 'n goeie rentmeester te wees, die geheim om van die president tot by die straatveer, elkeen te doen wat God wil hê ons moet doen, is om sy woord te bestudeer, volgens die beginsels van sy woord te leef. En as ek praat van die woord, dan is die evangelie die basis daarvan, want dit maak jou hart soveel anders. Dit maak dat jy God dien, vrees, en dat jy 'n goeie rentmeester is. Ja, God gaan ons aanspreeklik hou, en daarom vertel hy van ons wat hy van ons wil hê. Hy het ons nie in die duister gelaat nie. God het nie vir ons net op aarde gesit en dan gaan hy eendag van ons pak slaag gee omdat ons nie gedoen het wat ons gedink het is reg nie. Hy het gesê wat is reg. Micha 6 vers 8, hoor wat sê die profeet. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Die Here het bekend gemaak. Hy het vir ons gesê in sy woord, sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. So wil ek hê jy moet lewe. Hy sê vir ons wat ons moet doen. Jesus se woorde in die Nuwe Testament echo dit in Matteus 5 vers 16, die bergpredikasie. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Julle moet so lewe. Jy moet jou lewe so beplan en uitvoer en bestuur, alles wat onder jou gesag is, dat jou goeie werke gesien word en jy daardeur God verheerlik. Dis hoe jy God verheerlik. Doen wat hy sê. Die beginsel is duidelik, jy verstaan dit. Ons beginsel is, ons is hier om te regeer, ons is nie almal presidente nie, maar daar waaroor God jou aanstel, doen dit tot sy eer. Nou kom ons by die twee take van die mensdom. Die eerste ene is, die mens se taak om voort te plant. Jy kan ook praat van 'n roeping, ek het maar gekies om die woord taak te gebruik, die mens se taak, om voort te plant. Let op na 3 herhalings in vers 28a. God het vir hulle gesê, God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar. 1. 2. En vermeerder. En 3. Vul die aarde. Dis 'n taak, dis 'n roeping, wat God vir die mens gegee het. Nou herhaling, weet u, is eintlik maar net God se manier om iets te benadruk, is om iets te beklemtoon. Dis hoekom hy dit herhaal, in 3 verskillende uitdrukkings. Dit beteken, as God dit herhaal, dan beteken dit moet prioriteit hê in jou lewe. Dit moet prioriteit wees in jou arena waarin jy heers, waarin jy aangestel is. God se werk, God se roeping, dit wat hy wil hê op aarde moet gebeur, moet bestuurders hê. Dis 'n werksmag as jy so daarna wil kyk. En daarom sê hy, een ding wat hy beklemtoon is, man en vrou, Adam en Eva, julle moet vermeerder. Kom, julle moet aan die werk spring. Julle moet vermeerder, want julle is my verteenwoordigers op aarde. Een ding beslis wat hier beklemtoon word, in 'n Christelike perspektief, is die huwelik. En ons gaan later daarna kyk, maar God het die mens geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Ons het verlede week gesê, God het gekies om die mens te maak in 'n huweliksverhouding. Kinders van God, daarom as huwelikspare, en ek wil weer sê, daar is uitsonderings, ek gaan so ietsie daaroor sê, maar as huwelikspare moet ons so leef, dat ons God se roeping om ons gesin uit te brei en ons kinders ook groot te maak tot sy eer. En die doel met my kinders is, my seun moet eendag 'n godvreesende pa kan wees. Want die doel is, hy moet vir my kleinkinders gee. En dis nie net die mense wat hier sit met ouer kinders wat getroud is, wat sê, hoorie, wanneer kom die kleinkinders nou nie? Dis God.
Dis God wat sê, luister, dit is reg om te bepaal, wanneer jy ook al dink die tyd is reg en so aan, maar ons gaan in jou nek blaas. Want waar is die kleinkinders? Paartjies wat sê, en hier's 'n groot gevaar in ons dag. Daar's baie mense wat sê, ons wil nie kinders hê nie. Jy weet, die lewe is so die mekaar en duur en al die, ons het besluit, ons gaan nie kinders hê nie. Jy moet baie, baie mooi gaan dink. Dit verklap iets van jou hartsgesindheid. Baie keer is die gesindheid 'n gesindheid van selfsug. My lewe is, soos wat ek daarvan hou, is dit reg. So, ek wil nie nou my lewe gaan omkrap, om nou kinders te hê nie. Want glo my, dit krap jou lewe om, né? Die van die wat kinders het, sal ons nou weet. Maar wat 'n vreugde, wat 'n voorreg, wat 'n roeping. God maak voortplanting, daarom die huwelik 'n prioriteit. Dis 'n belangrike saak. Dis waarom daar soveel teksverse is in die Bybel wat handel oor 'n huwelik en hoe om 'n huwelik te hê en hoe om 'n huwelik te bestuur en dit gesond te hou. Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, wat verwys na seksuele reinheid, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Daar's 'n bepaalde raamwerk, daar's 'n bepaalde aspek waar God gesê, daar's sekere reg, sekere verkeerd en jy gaan verantwoording gee. Weet jy wat? As jy dink aan die prioriteit wat God gee aan die huwelik, moet kinders van God diegene wees wat spesialiste is wanneer dit kom by huwelike en kinderopvoeding. Kinders van God moet ouens wees wat die wêreld laat regop sit en sê, hoorie, daai ou doen iets reg. Ek weet nie wat hy doen nie, maar hy doen iets reg. Want hulle is so 'n pragtige paartjie. Of kyk hoe gehoorsaam is die kinders. Jy weet, hoe kry jy dit reg? Mense het of ons is jy's gelukkig, sê ek het niks met geluk uit te wyn. Daar's 'n ore by die huis. Dis vir my die resep. Maar se liefde pas plat aan. Dis baie keer ons maak die kinders groot volgens God se mandaat. En ons maak almal foute. Maar God sê, kinders van God behoort te weet hoe dit moet werk. Besef u, ons lewe in 'n kultuur, ons lewe in 'n wêreld waar die gesin en meer spesifiek die huwelik in die spervuur is. Dis strukture wat die wêreld haat. As ek praat van die wêreld, praat ek van hierdie wêreldse sondige denkpatroon, hierdie gesindheid wat 'n vuisbal teen God. Hulle haat die struktuur van die huwelik en van die gesin. Hulle wil dit opbreek. En as jy mooi daaroor gaan dink, speel ons baie keer in die hand van daardie agendas om ons gesinne te laat swaar kry as gevolg van keuses wat ons maak en dinge wat ons uitoefen in lyn met dit wat die wêreld wil hê. Daar's 'n agenda. Daar's 'n agenda wat gedryf word om God se skepingsmandaat te staan en hierdie strukture te vernietig. Myns insiens, die oomblik wanneer 'n gesin nie meer saam eet nie, is daar 'n probleem. Dit sel klaar, hier's fout. En hoeveel jare terug het ons die eetkamer vervang met die TV-kamer? Deesdae word huise nie meer gebou, sien ek, met die kleiner huisies word gebou sonder 'n eetkamer. Daar's nie meer 'n eet. Hoekom moet ons 'n eetkamer hê? Ons eet voor die TV. Word daar nog gepraat? Word daar nog familieverhoudinge gebou? En dan praat ek nie eers van Bybelgodsdiens of huisgodsdiens in tyd saam rondom die woord nie. Ons is besig om te speel in die hande van die agenda van die wêreld om jou huwelik en jou kinders van jou te kom steel. En ons moet dit nie doen nie. Ek kom agter, ek praat nie eers van die Black Lives Matter en die LGBTQ en hierdie goed. Hulle is glad nie eers skaam daaroor nie. Hulle sê dit prontuit. Hulle haat die huwelik en hulle wil die gesinstrukture afbreek. Dis die wêreld waarin ons leef. Kinders van God moet anders wees. Kinders van God moet heilig wees. En om heilig te wees in hierdie sin is om te sê, ek neem my verantwoordelikheid op as pa, as ma. As die Here vir julle as 'n gesin bymekaar gebring het en julle kinders, doen dit tot eer van die Here. Moenie hierdie tendens volg wat die wêreld volg, om so selfsugtig te wees, om te sê, ons gaan nie kinders hê nie, en ons wil net ons lewe geniet, ons wil maar lewe soos wat ons wil lewe. Kyk net op 'n stadium na mense om jou, en let op, wie is die waarlik geseëndes? Sal wat ek jou vra. Ek het gelukkig as 'n jong man, het ek iewers, die Here was vir my genadig, ek kan nie onthou of iemand dit vir my gesê het nie, maar ek het baie maklik na die ouer mans gekyk en gevra, hoor jy, hoekom doen jy dit, wat maak jy hier?
En jy hoef nie self al die foute te maak nie, jy kan leer uit ander ouens se foute uit. Kyk, wie is die gelukkige, die geseënde ouens, gaan vra vir hulle, wat is jou resep? En as dit ouens is wat verstaan wat hier aangaan, en dis die rede, dan sal hulle vir jou sê, dien die Here ou seun, jy sal nooit spyt wees nie. Volg sy woorde na. Nou, u sal onthou, vir die van u wat nou van PIWS afkom, op 'n stadium, en dis nie net PIWS nie, dis eintlik maar 'n tendens in die kerk vandag, ek praat van die sigbare kerk. Gemeentes word ou mens gemeentes. Né? Jong mense kom nie kerk toe nie, ou mense is daar, naderhand sal glad nie meer kinders in die kerk nie. Wat doen jy? Wat maak jy? Jy doen seker wat enige sinvolle besluit sal wees, jy weet, jy kry flitsende ligte en jy kry orkes en jy probeer die jong mense lok. Nee, dis die verkeerde manier. Dis die verkeerde manier. Jy bly by die waarheid van die woord, maar jy preek hierdie beginsels om jong mense te vertel hoe belangrik en hoe geseënd is die huwelik en die natuurlike ding is, naderhand dan sien jy daar groei ons deur die moederskamer, né? Dis die beste groei, deur die moederskamer. En wat 'n vreugde, wat 'n voorreg om kleintjies in die gemeente te verwelkom, om babietjies te hê. Die eerste keer as hulle hier aankom, die mamatjie, dis babietjies so klein en jy sien hoe word hulle groot en as ek nou dink aan Willem, hulle se kleintjies wat hier begin loop het, in die kerk begin loop het. Dis hoe die lewe is. En ek wil vir die ma's net hierso sê, die kindertjies is welkom in ons eredienste. Ek besef baie keer is dit bietjie raserig en dit gaan 'n bietjie dol, maar dit is waar ons as families, waar ons as gesinne die Here moet soek en die Here moet dien, hier wanneer ons by mekaar kom. Daarom moet ons 'n bietjie partykeer net ander kant toe kyk, né? As die kinders 'n bietjie te woes raak. En as die kinders te ongehoorsaam is, moet een van die ouer mense dalk sê, hoorie, ou boetie, ek moet jou vertel hoe moet jy 'n kind leer as hy nie luister nie. Luister maar na die ou mense. Albert Mohler, 'n ou wat baie te sê het oor die aktuele goed in ons dag. Hy's die president van van 'n groot seminarie in Amerika. Hy sê, every marriage must be open to the gift of children. Even where the ability to conceive and bear children may be absent, the will to receive children must be present. Daar is alternatiewe. Ons byvoorbeeld het op 'n stadium besluit ons gaan aanneem. Ons het altyd gespot toe ons jonk was, het ons altyd vir mense gesê, as jy 2 kinders het jy nog net vervang, dan jy nog nie vermeerder nie. Die Bybel sê jy moet vermeerder. So minstens 3. Dit was maar 'n grappie, maar ek verstaan omstandighede verskil. Ek verstaan daar's kwessies wat 'n rol speel. Maar jy weet, as 'n mens sit en kyk na die tendense van ons dag, dan sê almal die lewe is so duur en ek besef die lewe is duur. Maar uiteindelik is God die een wat voorsien. En sinvol moet 'n mens baie mooi dink. Wat is voorsien en wat is bederf? Want vergeet van die tendens om vir jou kind te wil gee wat jy nooit gehad het as kind nie. Moenie dit doen nie. Jy doen jou kind 'n onreg aan as jy hom alles gee wat jy nooit gehad het as kind nie. Die psalmdigter sê in Psalm 127, nou hierdie 127, 128 en ek dink amper 129 ook, is gesinspsalms. Hoor wat sê hulle? Kyk, die seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Al wat die psalmdigter doen is om te sê, nou ek besef dis in die tyd voor ons, maar wanneer jy met jou 7 seuns aankom by 'n vergadering, het jy die meeste van die tyd 'n redelike stem in die vergadering. Nie waar nie. Want julle stem saam. Julle wil die Here dien. Julle het 'n invloed. Dit beteken nie, die verse wat ek nou genoem het, beteken nie, paartjies wat nie kinders kan hê nie. Daar is somtyds paartjies wat onvrugbaar is. Hulle kan net nie om een of ander rede kinders hê nie. Dit beteken nie God sê julle is vervloek nie. Dit beteken nie julle het sonde gedoen of dis nie wat dit beteken nie. Soms is daar probleme, soms is daar stampe en stote in die lewe, maar jy weet wanneer jy gewillig is om jou gesin tot eer van die Here te hê en te bestuur, dan is die Here 'n seën vir jou en hy maak jou 'n seën vir ander. Moenie so wees dat jy sê kinders is onnodig, kinders gaan net my 'n hindernis wees om my doelwitte te bereik in die lewe. Moenie so wees nie. Jy's besig met 'n leefstyl wat kontra die beginsel of die roeping, die taak van God se woord is. Moet dit nie doen nie. Kinders van God
wat God se skepingsdoel, God se taak, dis die eerste een van twee waarmee ons besig is, wat hierdie taak verstaan, is oor die algemeen mense wat lief is vir lewens. Dit is soos wat die Engelse praat van die pro-life movement, né? Ons is pro-lewe. Dit beteken, hierdie tipe mense is oor die algemeen, het hulle liefde vir die lewe, maar ook vir lewens van ander mense, opponeer praktyke soos slawerny, marteling, aborsie, selfs sover as mishandeling van diere, want hierdie heerskappy gaan ook oor die diereryk. 'n Kind van God wat die Bybel verstaan, is nie 'n wreedaard wanneer dit kom by sy diere nie. Hy verstaan wat het 'n dier nodig en sal dit tot eer van die Here ook doen. Genesis 1 vers 30, die beginsel is baie duidelik. Aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. God gee wat nodig is, selfs vir die diere. Ons moet dit ook doen. Die Bybel sê, die regverdige ken die natuur van sy dier. Bring my by die laaste gedagte, die tweede taak. En dit is die mens se taak, nie net om te vermeerder nie, nie net om in 'n gesinsverband te groei nie, maar ook om te werk. Dis die ander mandaat wat ons het, vers 28b. Onderwerp die aarde, dis wat daai dit is, verwys na die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou na die sondeval, dit lê nou nog vir ons voor, na die sondeval gaan God moeite in hierdie kwessie inwerk, maar moet nooit dink, werk het eers begin by die sondeval nie. Werk was die mense deel voor die sondeval, en werk sal ons deel wees selfs in die hemel. Weet jy dit? Selfs in die hemel gaan ons werk. Dit gaan nie vir ons werk wees nie, want ons gaan dit met 'n heeltemal 'n ander gesindheid doen, maar dis wat ons doen. Ons werk, dis wat ons wil doen, dis wat ons moet doen, dis wat ons kan doen. Werk is 'n gawe van God, binne die skepping, die oorvloed van die skepping wat hy vir ons gegee het. Weet u dat, eenvoudig gestel, en ek het bewyse daarvoor, as jy kyk na die mens as 'n sosiale wese, kompleks soos wat die mens hom gemaak het, maar met die bepaalde beginsels van Genesis. As jy 'n man vat, veral 'n jong man, as jy 'n jong man moet vat en jy gee vir hom verskriklik baie geld en jy sê vir hom, jy hoef in jou lewe nooit 'n vinger te verroer nie. Geniet net dit wat ek vir jou gee. Dis die ergste onguns wat jy enige mens kan aandoen. Hy gaan die ongelukkigste, miserabele skepsel wees wat jy gaan kry, want dis nie waarvoor die mens gemaak is nie. Werk is 'n gawe van God, dis 'n taak wat God vir ons gee, dis 'n mandaat wat hy ons gee, dit moet so wees. Moenie in die sekulêre striktrap om te dink, werk is hierdie noodsaaklikheid. Jy weet, ek moet werk, want ek moet kos op die tafel hê, en dis hoekom ek werk. Miskien is dit dan hoekom jy so ongelukkig is by die werk, omdat jy voel dis iets wat jy moet doen. Doen dit tot eer van die Here. Die droom wat die meeste mense najaag, is, ek wil so vinnig as moontlik, soveel as moontlik geld bymekaar kry, dat ek niks kan doen nie. Dat ek kan sê, nou het jy genoeg, jy hoef nooit weer te werk nie. Weet jy wat sê die Here Jesus van so ou in sy gelykenis? Hy sê, jy's 'n dwaas. Jy's 'n dwaas. Jy weet nie, jy verstaan nie die lewe nie. Buiten die geestelike aspek, verstaan jy nie die lewe nie. Werk is goed vir ons, dis deel van ons aardse heerskappy. Die woordjie onderwerp dit. Heers daaroor, onderwerp dit. Daai onderwerp dra die gedagte oor van arbeid, werk. As God geëer moet word deur ons lewens, dan moet ons God eer in ons praktiese skepingsdoel, naamlik doen jou werk, gebruik jou talente, gebruik jou gawes, verheerlik die Here met wat jy doen. Spreuke 14 vers 23 sê, in enige moeitevolle arbeid is voordeel. Ek wil vir die ou mense sê wat nou al afgetree het, al het jy net 'n klein kamertjie om in te bly, of al is jy net in 'n ouma woonstel, iewers in 'n kind se huis, of wat ook al, waar jy ook al bly, jy het 'n ietsie wat jy kan doen, al is dit 'n klein tuintjie, maar ek sien altyd, hoe mense net ietsie wil doen, hulle wil die hele tyd besig bly, en hulle is so opgewonde oor dit wat hulle doen, hoekom? Dis in die natuur
van die mens. Prediker 9 vers 10 sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Doen dit met alles wat in jou is. Dis hoe jy die Here verheerlik. Gister kry ek 'n WhatsApp. Dis nou nie deel van my notas nie, my manuskrip nie. Maar ek kry 'n WhatsApp uit die bloute uit. Van 'n ou dominee wat baie van julle sal ken, dominee Pieter Loots. Hy was vroeër jare was hy hier in PU Wes. Ons het nie gesels nou uit die bloute uit. Stuur hy vir my 'n video van 'n stoeltjie wat hy gemaak het. Hy doen houtwerk. 'n Stoeltjie, net so groot stoeltjie wat jy kan opslaan en dan draai jy hom soos 'n aktetas. En dan vou jy hom weer op, netjies, maar netjies houtwerk. En ek is toe nou nie seker, wil hy ek moet die ding koop, hoe stuur hy dit? Ek stuur toe vir hom, oom Pieter, dit lyk baie grand, het oom dit self gemaak, verkoop hom dit. Nee, sê hy verkoop nog nie, hy het nou die ding gemaak, hulle noem dit 'n camp chair. So kleintjie, oulik, lankal afgetree, maar sien jy die beginsel, sien jy die taak, hou jou besig met iets, doen iets. Dit beteken, en nou kom ek terug na die werkersklas, vir ons ouens wat nog moet werk, kinders van die Here moet die beste werkers wees wat beskikbaar is. Die bestuurders en die eienaars van besighede moet sê, ek wil graag 'n kind van God hê wat vir my moet kom werk, want dis hulle wat eerlik is, wat 'n goeie dag se werk insit, wat betroubaar is, wat betyds is, wat hardwerkend is, alles. Jy moet die tipe ou wees vir wie die baas al sy passwords moet hy vir jou kan gee, en die sleutels ook sommer, want hy moet jou kan vertrou, en jy moet 'n harde dag se werk kan insit, elke dag. Dit is wat die kinders van God moet doen, innoverend, want ons gebruik alles wat ons het, tot eer van die Here. Dis interessant, as jy nou dink aan die beginsel van vers 29, Genesis 1 vers 29, God sê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Interessant dat die beginsel daar is. Ek het baie keer geworstel met die ding van, veral as jy dink aan gesond eet, nou, dan dink jy, ja, jy moet goed eet wat pit in het, en dit is waar, maar die beginsel hier is, wat is die nut daarvan, om vir 'n dier 'n plant te gee wat vrugte het, of wat saad het? 'n Dier wil net vreet, hy wil net voedsel hê, voer hê. Maar 'n mens wil boer, nie waar nie. As jy vir 'n mens 'n plant gee met saad, dan sê hy, hierdie kan ek plant, as ek 3 van hulle plant, dan gaan ek winste kan maak. En dis die beginsel. Dis die beginsel wat die Here vir ons gegee het. Vir die diere gee God kos, maar vir die mens gee hy saad, sodat hy kan boer. Wat 'n heerlike roeping. Ek dink nog steeds, dis 'n fantastiese voorreg vir enigeen om 'n boer te kan wees. Ons almal het nie daai voorreg nie, maar dis nou harde, goeie, eerlike werk, nie waar nie. Elkeen van julle wat al iets te doen gehad het met boere sal weet. Jy maak jou hande vuil, maar jy kom na 'n harde dag se werk by die huis, en jy voel, jy het iets gedoen. Nie waar nie. Dit doen iets vir 'n man, immers, en ek dink dit behoort iets vir die vrouens ook te doen. As jy hard werk, ek weet nie, rok klaar gemaak het, of gordyne gemaak het, of wat ook al. Dit doen iets vir jou. Wat 'n heerlike roeping, om 'n gesin te bou, om 'n gemeente te bou, om 'n besigheid te bou, om te werk aan deel te wees van 'n gemeenskap, om iets te doen waar jy sê, ek het 'n deel daarvan gedoen. Dis waarvoor die Here ons geskaap het. Nou is gevare. Hier's altyd gevare. Die gevaar is luiheid. Ek wil dit nie doen nie, want ek is eintlik maar lui, nee, ek wil nie werk nie. En die Bybel is duidelik, jy sien, as jy by 'n boer se land verbyry of hy lui is of nie. Jy sien dit. Die ander gevaar is selfsug. Ek wil net vir myself bymekaar maak. Die Bybelse beginsel is werk sodat jy genoeg het om vir ander te gee. Die teendeel is steel. Dit ken ons. Maar die Bybel sê moenie. Efesiërs 4 sê moenie steel nie. Laat hy wat steel nie meer steel nie, maar laat hom eerder met sy hande werk wat goed is, sodat hy ook kan hê om aan ander te gee. Dis 'n blessing om ander mense te seën met dit waarmee die Here my seën. 'n Ander gevaar is afgoderry. Jy maak jou werk jou afgod. En almal moet eenkant toe staan, want dis nou net werk. Dis ook nie goed nie. Dan maak jy 'n afgod van jou sukses, soos Nebukadnesar van ouds, wat gaan sit het en gesê het, kyk na die stad Babylon. Dis dit nie die stad wat ek opgebou het nie. En God het gesê, jy is mal, as jy dink dit is sukses. En dan maak ek jou sommer mal, jy gaan kos eet soos die beeste. 7 jaar lank.
Offer jou werk aan die Here. Ongeag wat u doen, ongeag op watter stadium van die lewe jy is, offer dit vir die Here. Wees 'n seën vir God se koninkryk. Wees 'n seën vir ander mense. Dis die taak wat God vir ons gegee het. Daar's 'n baie bekende opskrif. Wat noemenswaardig is dat hierdie opskrif in 1973 in Cambridge Universiteit se bekende Cavendish Laboratory opgesit is. Is ingebou bo die hoofingang van hierdie laboratorium. Dis die departement van fisika se Mekka. Daar staan die woorde Psalm 111 vers 2. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. Interessant, né? Dat hulle in 1973, toe dit al redelik liberaal was daar, dat hulle hierdie woorde daar neergeskryf het. Die Afrikaans sê, die direkte vertaling, indrukwekkend is die werke van die Here, 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. As jy jou roeping sien as 'n deel van God se werk op aarde, dis eerlike werk, is miskien harde werk, maar jy doen dit tot eer van God. Dink na daaroor. Hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek God meer verheerlik? Hierdie Bybelse wêreldbeskouing maak dat jy 'n werksetiek het wat uitstyg bo ons tyd. Ongekend in hierdie wêreld, wil ek vir u sê. Het u geweet, na die hervorming het hulle gepraat van die protestante as die protestantse werksetiek. Die protestante was die ouens wat hard gewerk het. Dis ons. Dis die span waarvoor ons speel. Ons is protestante. Harde werkers, eerlike werkers. Hulle het gesien hulle is God se arbeiders. Hulle is God se werkers op aarde. Nou daar is beroepe wat meer betalend, meer winsgewend is as ander. Daar is beroepe wat meer gesog is as ander. Daar is beroepe waar jy swaar gaan kry. Maar ongeag waar die Here jou geplaas het, ongeag waar jy in die lewe jou geneem het. Ek weet daar's mense in ons gemeente wat vir my al gesê het, hy wou 'n dokter word, maar sy ouers kon nie bekostig dat hy universiteit toe gaan nie. Hy kon dit net nooit doen nie. Nog steeds baie geïnteresseerd daarin, kon dit net nooit doen nie. Dis die pad wat die Here vir hom gekies het. Doen dit met eer en waardigheid, want dis wat daarin is, as jy die Here daarin dien, as jy die Here daarin gehoorsaam. Paulus stel dit so, Kolossense 3 vers 17, ek haas my. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Elke mens het hierdie taak om te werk. Elke mens. En elke mens is belangrik. So van God se kant af. God wil hê jy moet groei. God wil hê jy moet jouself toerus. As jy verder kan studeer, doen dit. As jy jouself kan beter toerus, doen dit. Die Puriteine het altyd gesê, al is jy 'n straatveer, jy doen dit so goed as moontlik want jy is in 'n roeping deur die Here daar geplaas. Maar jy doen nie jou werk vir die betaling aan die einde van die maand. Verskoon nou die Engels, die paycheck. Jy doen nie jou werk vir jou paycheck nie. Jy doen jou werk om God te verheerlik. Die salaris wat jy aan die einde van die maand kry is 'n bonus. En jy dank die Here, dis wat hy afgeweeg het vir jou om te lewe. Sodat jy ook ander kan seën daarmee, maar jy moet jou werk doen tot eer van die Here. Dis jou bydra. In die kerk, in die wêreld, waar jy ook al is, dis jou bydra om God te verheerlik. Kan u dink hoe tragies dit sal wees as God 'n plan het, hy skep die mens, maak hom 'n verteenwoordiger, maak hom 'n heerser. As hierdie mens verstrengel moet raak in sonde, en hierdie volmaakte plan loop skeef, kan jy dink wat sal gebeur? Kan jy dink wat se chaos dit sal wees? Jy hoef nie baie lank te dink nie, want ons lewe in daai chaos. Dit het gebeur. Die mens het in sonde geval. Hierdie hele ding is gekorrupteer, of net korrupteer, is nie ge vooraan nie. Dit het gebeur. En die gevolg is, ons lewe in 'n wêreld, waar seën baie skaars geword het. Daarom dat jy vandag 'n ou ontmoet, en as hy oorvriendelik is met jou, dan dink jy heel eers, wat wil hierdie ou van my hê? Né? Want dis hoe ek dis, as 'n ou my bel, dan wil hy iets aan my verkoop.
Een of ander belegging of iets, hy wil geld uit my uitmaak. Seën is baie skaars. As iemand vir jou vandag iets gee, dan moet jy wonder maar, verstaan jy nou lekker wat hier aangaan? Is dit nie waar nie? Hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Dis omdat die mens korrup geword het, deur 'n selfsug, wat sonde gebring het, en saamgebring het in ons harte. Ons hoef nie ver te soek om die gevolge van korrupsie en goddeloosheid in ons wêreld te sien nie. Ons is elke dag gewoon daaraan. Ons lewe in so 'n wêreld. Weet jy, Paulus noem hierdie wêreld, Galasiërs 1 vers 4, net hierdie woord, hy noem die wêreld die teenwoordige bose wêreld. Ek wil jy moet mooi onthou, ons het dit gelees, God het gekyk, en hy sê, dis baie goed. Dis baie goed. En 'n paar duisend jaar daarna skryf Paulus en hy sê, hierdie bose, teenwoordige wêreld. Wat het gebeur? Sonde het gebeur. Sonde het gebeur. Nou is dit nodig dat ons moet sê, Here, hoe kan ons terugkom? Hoe kan ons terugkom? Nou ek wil vir u vinnig vertel van die einde. Daar is 'n skepping op pad, waar hierdie skepping gaan herskep word, beter, heerliker, as die eerste. Jy kan jou nie indink nie, want ons kan nie eens mooi indink hoe die eerste een was nie. Hoe sal die tweede een wees, as hy beter is? Maar terwyl ons op aarde is dit moontlik om iets van daai nuwe skepping nou al reeds te beleef, om iets van hierdie nuwe skepping nou al reeds te ervaar, die seën daarvan te ervaar. En weet jy wat is dit? Dis die evangelie. Dis wanneer die evangelie inkom, om 'n nuwe skepping te word in die Here Jesus, om jou lewe aan hom te gee, en te sê, die eerste stap is om te erken, Here, my lewe is 'n gemors. Ek kyk in my hart en ek sien sonde, ek sien boosheid, ek sien selfsug, ek het geen liefde vir die Bybel nie, ek het geen liefde vir die wette van God nie, ek wil net geld maak en my lewe geniet. En dis 'n probleem, want ek is op 'n pad van selfvernietiging. As jy dit erken en jy kom na die Here toe, dan maak hy jou nuut. Hy maak jou 'n nuwe skepsel. Dis die woorde wat Paulus gebruik. En dan het jy 'n geestelike heerskappy met 'n mandaat van die evangelie wat ons noem, ons bou nou aan 'n koninkryk, maar dis nie 'n koninkryk van hierdie wêreld nie, dis die geestelike koninkryk van God. Dis die evangelie mandaat, Matteus 28 vers 19. Gaan heen, maak disippels van al die nasies. Begin by jou kinders, begin by jou vrou. Manne, julle moet voorloop, wees die priester van jou huis. Dien die Here, volg sy woord, lewe sy woord. Dis die evangelie mandaat, om dit so ver moontlik waar te maak in jou lewe, in jou omgewing. Daarom sê Jesus in sy gebed, soos u my gestuur het, stuur ek hulle ook in die wêreld. Johannes 17 vers 18. God het sy seun op 'n missie gestuur. Nou sê hy stuur sy kinders op daai missie. En hierdie missie is, wees die mens wat God wil hê jy moet wees. Ek moet afsluit. Isaac Watts, baie bekend vir mooi liedere wat hy geskryf het. Jy kan maar sy liedere gaan lees. Hy was teologies korrek en hy het goeie, diep liedere geskryf. Maar hy skryf na aanleiding van Psalm 72 'n hymn, en ek lees net die eerste en die 4de vers vir u voor. Jesus shall reign wherever the sun does its successive journeys run. His kingdom stretch from shore to shore. Hy praat van die geestelike koninkryk natuurlik, né? Till moons shall wax and wane no more. Luister na die woorde van vers 4. Blessings abound whenever he reigns. The prisoner leaps to lose his chains. The weary find eternal rest, and all the sons of want are blessed. Dis die enigste plek waar jy op hierdie aarde rus en vrede sal kry, is by die Here Jesus, by die kruis, by die evangelie. En daarom moet ons dit ons taak maak, om te sê, ek lewe vir die Here. Dit gaan my mandaat wees. God het my aangestel, ek moet doen wat ek moet doen tot sy eer, en ek moet hierdie evangelie versprei, verkondig, so ver as wat ek gaan. Dis waar seëninge is, blessings. Dis waar rus te vind is. En as jy op hierdie stadium nog poog om jou lewe te probeer beheer, want in hierdie wêreld rafel alles uit, en jy sukkel met jou kinderopvoeding, en jy sukkel in jou huwelik, luister wat sê die Bybel daarvan. En as dit moet, vra iemand. Dis hoekom daar ouderling is, dis hoekom daar predikante is. Vra iemand om te help. Maar God se genade is groter
as ons sonde. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is u waarheid. Hoe geseënd om prakties om te gaan met die beginsels wat u vir ons gee. En ek dink elkeen van ons kan vanoggend voor u buig en sê, daar is dinge wat moet verander in my lewe. Daar is dinge wat reggestel moet word. Sal u ons genadig wees. Ons wil u eer vir die feit dat u met ons praat, dat u vir ons die Heilige Gees, maar bo alles die woord, die Bybel gee, om te bestudeer en om ons lewe daarvolgens in te rig. Gebruik dit, terwyl ons u soek, om ons so te seën, dat ons u naam sal verheerlik.